Ons is vandag in die Mosselbaai munisipaliteit se multimedia kommunikasie ateljee en ons gesels vandag oor die begroting. En saam met ons in die ateljee is Vicky Basson, bestuurder begroting en finansiële rapportering. Baie welkom by ons vandag, Vicky. Baie dankie. Dit is lekker vir my om hier by julle te wees en om oor hierdie baie belangrike saak te gesels met almal. So, die raad het onlangs die nuwe finansiële jaar se begroting goedgekeur. Kan jy dalk vir ons 'n oorsig gee van die goedgekeurde begroting? Ons munisipale begroting vir die komende jaar beloop 2 miljard vir bedryfsuitgawes en 335 miljoen vir kapitaalprojekte. Net om so 'n bietjie meer detail van dit te gee, by die bedryfsbegroting is daar 3 goed waarop ons hoofsaaklik fokus. En dit is ons grootmaat aankope van elektrisiteit en water, wat omtrent so 760 miljoen beloop. Dit maak 37% van ons totale operasionele begroting op. Dan het ons werknemersverwante kostes, wat so 515 miljoen is, en dit maak 25% van ons begroting op. En dan het ons gekontrakteerde dienste, wat so 232 miljoen is en dis 11% van ons begroting. Daardie gekontrakteerde dienste sluit dinge in soos vullisverwydering, skoonmaak van ons dorp, ons strate, sekuriteitsdienste, onderhoud van munisipale geboue en enige munisipale bates, ook swemtoesig gedurende vakansietye. Dan aan die kapitaalbegroting kant, van die 335 miljoen sal 216 miljoen gefinansier word uit munisipaliteit se eie fondse en dan 73 miljoen uit nuwe lenings en 46 miljoen uit toelaas en skenkings. Vicky, baie dankie vir daai uiteensetting. So, vertel gou vir ons watter munisipale dienste word die meeste aangespreek in die kapitaalbegroting en kan jy dalk so 'n paar van die groter kapitaalprojekte noem wat geïmplementeer gaan word? Die grootste gedeelte van die fondse uit ons kapitaalbegroting sal aan infrastruktuur bestee word. Dit maak omtrent 82% van ons totale kapitale begroting op. Dit word grootliks verdeel in 3 groot dienste. Die eerste een is infrastruktuurdienste, wat 281 miljoen van die begroting opmaak. En dan het ons gemeenskapsdienste, so 31 miljoen. En dan beplanning en ekonomiese ontwikkeling wat 12 miljoen is. Daai begroting sluit in ons begroting wat ons van provinsie af kry vir behuising. Dan as ek net so 'n paar van die groot kapitaalprojekte kan noem. Ons het projekte op hierdie jaar spesifiek vir die vervanging van ou watermeters. Dit is 'n 15 miljoen rand projek. Elke jaar het ons in die begroting maak ons voorsiening vir water en elektrisiteitsmeters vervanging van omtrent so 1 miljoen rand vir elke diens. Maar vir volgende jaar het ons spesifiek hierdie groot begroting ingesit wat uit grantfondse befonds gaan word. En dan die jaar daarop, in die 27-28 boekjaar, het ons die vervanging van elektrisiteitsmeters op vir ook 'n 12,5 miljoen. So dis nogal 'n belangrike projek vir die munisipaliteit om water en elektrisiteitsverliese spesifiek aan te spreek. Dan het ons ander projekte, soos byvoorbeeld die alternatiewe energieoplossing projek wat tans aan die gang is in Grootbrak. Ons het een gehad wat in Hartenbos by die rioolwerke gedoen was. En volgende jaar se bedrag wat daar op is van so 12 miljoen is nou die einde van die projek wat tot 'n einde kom. Dis 'n 3 jaar projek gewees. Dan ander grootes is vervanging van rioolpyplyne tussen Mosselbaai en Hartenbos. Is 'n 10 miljoen projek. Dan het ons elektrifiseringsprojekte en dis spesifiek vir informele nedersettings van 9,5 miljoen. Ons het die opgradering van Wassenaarstraat daar in Semio Park, 9,5 miljoen. En dan het ons 'n nuwe sportfasiliteit vir KwaNongaba van 9,3 miljoen rand. Klink alles na baie opwindende projekte en goed om te sien dat daar mooi gekyk word na die opgradering van infrastruktuur en natuurlik dink ek ook 'n hoogtepunt is definitief die sportfasiliteit in KwaNongaba
En natuurlik ook baie belangrik die vervanging van meters om seker te maak dat dit wat jy betaal is die lesings wat gegee word, dat die jongste tegnologie geïmplementeer word. So watter tariefverhogings is dan nou deur die raad goedgekeur vir hierdie nuwe finansiële jaar wat nou uit die aard van die saak op die 1 Julie 2026 afskop? Die goedgekeurde verhogings is nommer 1 elektrisiteitsvoorsiening. Hy is die hoogste tariefverhoging van 8,5%. En natuurlik moet u weet dat daardie verhoging is gekoppel aan die Eskom tariewe wat deurgegee word aan die munisipaliteit. Dan vir eiendomsbelasting en watervoorsiening is daar 'n verhoging van 5,8% en vir afvalverwydering en riooldienste verhoging van 5,5%. So met die voorgestelde tariefverhogings, wat sal die totale verhoging dan nou in die gemiddelde munisipale rekening wees vanaf die 1 Julie? Ons probeer altyd as ons begroting na ons bestuur toe vat, verduidelik wat se impak dit op 'n huishouding gaan hê. En dan gaan kyk ons in ons statistieke watter waardes, munisipale waardes van eiendomse groepe word die meeste geaffekteer byvoorbeeld. So ek gaan nou vir julle 2 voorbeelde gee. Vir 'n verbruiker met 'n eiendom met 'n munisipale waarde van 2,5 miljoen wat 1000 kilowattuur elektrisiteit en 30 kiloliter water per maand gebruik en wat 'n vullis en rioolheffing het, sal die munisipale rekening met so 7,4% opgaan. Dit is R432 per maand. As jy die elektrisiteitsverhoging wat ek nou net van gepraat het van die 8,5% uitreken, dan sal die ander diensteverhoging slegs met 5,7% verhoog. So 'n huishouding sal net R127 per maand meer op per rekening betaal. Nog 'n voorbeeld is vir 'n verbruiker met 'n eiendom met 'n munisipale waardasie van 1,1 miljoen wat 500 kilowatt elektrisiteit en 15 kiloliter water per maand gebruik en wat 'n vullis en rioolheffing het, sal die munisipale rekening met 7,3% opgaan of R258. En as jy weer eens die Eskom verhoging uitsluit, dan sal so 'n rekening slegs met R84 'n maand opgaan. Dis 'n 5,7% verhoging. Die grootste deel, soos ek genoem het, van die toename het betrekking tot elektrisiteit, waaroor die munisipaliteit nie veel beheer het nie. Vicky, baie dankie vir daai uiteensetting. Dit gee vir mense baie realistiese prentjie van die verhogings en ook natuurlik verhogings waaroor die munisipaliteit nie beheer het nie. Is daar enige verligting, byvoorbeeld nou vir verbruikers in terme van die basiese fooi wat hulle maandeliks moet betaal op elektrisiteit? Meeste verbruikers het 'n 60 ampere stroombreker in elektrisiteitsmeters. Verbruikers het die opsie om hulle maandelikse basiese heffing met 50% te verminder, indien hulle die stroombreker verlaag na 30 ampere. Of hulle kan ook 'n 25% vermindering hê as hulle stroombreker verlaag na 45 ampere. Verbruikers moet egter net doodseker maak dat as hulle hierdie kleiner stroombrekers insit, dat dit voldoende is om hulle huise krag te voorsien voordat hulle dit doen. Ek moet ook noem dat met so 'n verandering, dit kan slegs 1 keer per jaar gedoen word as jy jou stroombreker wil verander. En daar is 'n fooi gekoppel daaraan van R270 met so 'n vervanging. Om aansoek te doen vir die verlaging van die stroombreker, moet verbruikers by die elektrisiteitsdepartement se kantore in Schoemanstraat gaan aanklop. Ons het in die verlede so 'n tipe van 'n skaal, 'n tabelletjie beskikbaar gestel om vir verbruikers aan te toon hoeveel toestelle hulle op 'n bepaalde stroombreker kan koppel, en ons sal dalk weer daardie riglyne net gee sodat mense weet, as ek daai besluit neem, dan moet ek seker maak my huishouding kan operasioneel wees vir 'n jaar. So, hoe kan verbruikers kwalifiseer vir die sogenaamde deerniskortings? Daar is tans 4 kategorieë van deernissubsidies. Ons het die waardasiedeernis, deernis vlak 1, deernis vlak 2 en dan ook deernishuishouding wat 'n persoon met 'n gestremdheid woon. Eienaars met 'n residensiële eiendomswaardasie van minder as R125,000 sal outomaties kwalifiseer en dit is die waardasiedeernis wat ons noem. Dan het jy die huishouding word as 'n deernis vlak 1 huishouding geklassifiseer
as hulle aansoek gedoen het en die huishoudelike inkomste van alle inwoners ouer as 18 jaar minder as 4.800 per maand is. 'n Huishouding word as 'n deernisvlak 2 huishouding gesien indien die huishoudelike inkomste van alle inwoners ouer as 18 jaar minder as 9.600 per maand is. Die munisipaliteit staan ook alle huishoudings waar 'n gestremde persoon deel is van die huishouding by indien die huishoudelike inkomste van alle inwoners ouer as 18 jaar minder as 9.600 per maand is. So, watter voordele ontvang hierdie huishoudings waarna jy nou verwys het? 'n Waardasie deernis, 'n deernisvlak 1 en 'n huishouding waar 'n persoon met 'n gestremdheid woon, sal 6 kiloliter gratis water en 50 kilowattuur gratis elektrisiteit per maand ontvang en sal geen basiese heffings vir water of elektrisiteitsdienste betaal nie. 'n Deernisvlak 2 huishouding sal 6 kiloliter gratis water en 25 kilowattuur gratis elektrisiteit per maand ontvang en slegs 50% van die basiese heffings vir water en elektrisiteitsdienste betaal. Dan sal 'n waardasie deernisvlak 1 huishouding en huishoudings waar 'n persoon met gestremdheid woon, nie vir eiendomsbelasting, vullisverwyderingsdienste of riooldienste betaal nie. 'n Deernisvlak 2 huishouding sal slegs 50% van eiendomsbelasting, vullisverwyderingsdienste en riooldienste betaal. Daar is ook pensionariskorting. Kan jy ons 'n bietjie meer daarvan vertel en hoe verbruikers hiervoor kan kwalifiseer? Die Mosselbaai munisipaliteit staan bejaardes by in die vorm van pensionarisafslag op tariewe, rioolheffings en basiese heffings op elektrisiteit. Pensionaris huishouding wat tot 20.800 per maand verdien, ontvang 'n 50% subsidie, terwyl 'n pensionaris huishouding wat tot 27.900 per maand verdien, kwalifiseer vir 'n subsidie van 30%, natuurlik onderworpe aan sekere voorwaardes. Kom ons plaas dit so 'n bietjie in konteks in verhouding tot die huidige tariefverhogings. Vir 'n pensionaris huishouding wat 'n 50% afslag ontvang met 'n eiendom met 'n munisipale waardasie van 1.6 miljoen rand, wat 350 kilowattuur per maand elektrisiteit gebruik, 15 kiloliter water per maand en met 'n vullis en rioolheffing, sal die munisipale rekening met 7.2% styg of R180 per maand groei. As jy die elektrisiteitsverhoging wat afhanklik is van Eskom weer eens uitsluit, lei die ander diensteverhogings tot 5.7% en dit is slegs 'n verhoging in maandelikse rekening van R68. Sjoe, interessant. Waar kan huishoudings dan aansoek doen vir deernis en pensionariskortings? Die munisipaliteit doen 'n beroep op inwoners wat binne die inkomstegroepe is om Detback te kontak by hulle nommer 044 620 4480 of enige van die Detback kantore te besoek om te verseker dat diegene wat op grond van huishoudelike inkomste kwalifiseer, kortings op hulle munisipale rekening ontvang volgens die goedgekeurde beleid. Watter bewyse het 'n mens dan nou nodig as jy wil aansoek doen vir hierdie kortings? Daar is 'n lang lys van bewyse wat nodig is. Om dit kortliks te antwoord, kan dit gesien word in ons kredietbeheerbeleid wat op ons munisipale web geplaas is, of julle kan hierdie nommer wat ek nou net genoem het vir Detback kantore, hulle skakel of by hulle kantore omgaan en hulle sal vir julle die volledige lys gee van wat ingedien moet word. Maar onder andere is dit goed soos munisipale rekeningnommer van jou huishouding. Jy moet 'n bewys van jou identiteit hê. Jy moet bewys hê van jou inkomste. As dit 'n geval is van 'n huishouding met 'n gestremde persoon, moet jy byvoorbeeld die mediese sertifikaat hê. So ja, daar's 'n lang lys. Ek gaan nie hulle almal noem nie, maar enige tyd kan julle op ons web gaan kyk in die kredietbeheerbeleid wat benodig word. Miskien as jy net ook weer vir ons die nommer kan gee van Detback, dan kan mense sommer 'n oproep maak en al hulle sake op die foon uitsorteer. Ja, dis 044 620 4480. Vicky, baie dankie vir die gesprek vandag. Interessante insig in die begroting. Ek dink as mens die syfers so op die eerste oog op slag sien, dan skrik 'n mens partymal 'n bietjie, maar baie dankie dat jy dit so mooi en so duidelik uiteengesit het vir ons en sterkte met die nuwe tydjie wat voor lê van die 1 Julie af.
Baie dankie. Dit is 'n groot plesier om hier te gewees het en enige iets wat ons kan makliker en beter oordra aan die publiek is altyd 'n plesier.